Goeiemôre geliefde, ons is nou al 'n paar dae saam op hierdie pad en ek dink jy begin dalk sien, hierdie ding van bietjie soos Jesus is eintlik maar nader aan die huis as wat meeste van ons gedink het. Gister het ons gekyk na 2 tekens van wat ek noem 'n halfhartige geloof of 'n gemaklike geloof. Nou vandag gaan ons eerlik wees oor nog 'n paar dinge. Nie om jou af te breek nie, maar eintlik maar net om vir jou en vir my wakker te maak, meer dat ons moet regop sit, hè. En hier's nog 'n teken, 'n derde teken. Jy deel selde jou geloof. Jy glo in Jesus, maar jy praat nie daaroor nie. Jy werk saam met mense, jy sien hulle elke dag, maar hulle weet nie eers jy volg Jesus nie. Ek sê altyd jy's 'n undercover Christian of jy's 'n ninja Christen. Maar hoekom doen ons dit? Hoekom is ons so? Ek dink meeste van ons wil nie graag mense afsit nie. Ek weet nie hoe om dit te sê nie, hoe om my geloof te deel nie. Dis nie regtig my ding om met mense te praat, maar Jesus het ons geroep om 'n lig te wees. Nie 'n geheime gelowige nie, maar om iemand wie sy lewe wys dat Jesus leef in en deur hom. En hier's nog een, hè. Jy draai na God toe wanneer jy hom net nodig het. Wanneer dinge goed gaan, is jy besig, jy gaan aan, maar wanneer dinge skeef loop, dan roep jy na God. Dan bid jy, dan soek jy hom, maar net vir 'n oomblik. Jy sien geliefde, daai is nie verhouding nie, dis 'n noodlyn. Dis alles dinge wat ons doen, wat eintlik maar wys ons geloof is 'n bietjie halfhartig. Hier's nog een, hè, en hierdie een sny nogals diep. Jy lyk nie regtig anders as die wêreld nie. Jy lyk maar net soos die wêreld lyk. Jy sê jy volg Jesus, maar jy praat soos almal, jy leef soos almal, jy kyk wat almal kyk, jy jaag na wat almal najag. Kyk gou wat sê die skrywer van Johannes in 1 Johannes 2 vers 15. Pas julle op dat julle nie die wêreld liefhet of die dinge van die wêreld nie. As iemand die wêreld liefhet, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Geliefde, ek het gister ook oor daai skrif gepraat, en die skrif is sterk, maar dit is so duidelik. Geliefde, hier is eintlik die vraag wat ek aan jou wil stel. As iemand na jou lewe kyk, sal hulle sien jy volg Jesus? Of sal hulle sê, hy is darm 'n bietjie soos Jesus? Nee, hy is alright, maar dit bring ons terug na hierdie waarheid. Net genoeg van Jesus om jou beter te laat voel, maar nie genoeg om jou lewe te verander nie. Vandag op hierdie vakansiedag, op werkersdag, dink gou dalk aan die volgende. Jy bou elke dag aan iets, met jou tyd, jou energie en jou keuses. Jy is besig om te werk aan jou lewe. Maar bou jy 'n lewe wat lyk soos Jesus? So hier is ons uitdaging vir vandag, né? Waar steek jy dalk jou geloof weg? Waar gebruik jy God net wanneer dit jou pas, soos 'n noodlyn? Daai reddingsbootjie. Waar lyk jou lewe net soos eintlik die wêreld se en jy is nie regtig anders nie? Geliefde, ek sien nie hier om jou te veroordeel nie, maar om jou uit te nooi na iets beter, iets dieper, iets meer soos wat Jesus vir ons begeer. En as jy vandag ingeskakel op vakansiedag, en jy het actually die oordenking gekyk, wat ek vir sê, well done. Well done, ek dink meeste van ons, as vakansiedag is, dan vat ons net vakansie van alles. Maar geliefde, as jy vir ons 'n kommentaar wil los dalk 'n kommentaar soos ek leef anders, of ek wil graag anders te leef. En weet dat ons waardeer jou so baie, dat jy elke dag inskakel, saam met ons hardop, dankie vir die likes, die subscribes, die comments, en dat jy die boodskappe deel met anderste. Môre gaan ek 'n bietjie praat oor hoe lyk dit as Jesus ons werklik beginne verander. So ek wil jou uitnooi dat jy môre op Saterdag inskakel. Ek sien julle môre, maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens. Dankie vir die week se skrifte en die uitdagings wat ons hoor en beleef. Vir my gebed, Here, is dat ons vandag op werkersdag sal dink aan wat ons moet werk aan ons lewens. Die dinge wat u vir ons uitlig, die dinge wat u vir ons wys, waar u wil sê, stop hier, dink aan dit, dink aan daai, vat hierdie raak, fix daai ding, nie uit ons eie krag uit nie, maar juis omdat ons vertrou dat deur u genade u ons in staat stel om hierdie dinge reg te kry. Ek bid vir daai genade oor ons lewens en dit alles in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.